Nou ja, ons sit en wag vir die VSA-Iran-Israel oorlog om aan die gang te kom. En dit dreig nou al daar van laat Desember af toe die VSA op 'n finansiële wyse die Iranese se ekonomie gedestabiliseer het. Hulle het dit erken, dit was nou nogal in die nuus. Ek dink daai man se van is Bessent. Hy het dit erken dat hulle die Iranese ekonomie probeer destabiliseer het en dan het hulle natuurlik groepe binne in die Iran gehad wat begin het met opstande en so is baie mense dood en die Iranese regering het die skuld daarvoor gekry want hulle het dan hierdie aantal opstande onderdruk. Maar dit was maar 'n CIA, MI5, die Franse was betrokke, die Mossad was grootendeels betrokke, die Mossad het erken hulle was betrokke by die opstande in Iran. So, maar jy kan seker wees die CIA was ook daar. Dis maar die modus operandi hoe hierdie ouens dinge doen. Maar wat interessant is, ou Steve Witkoff het nou in 'n onderhoud gesê, hy kan nou nie verstaan nie, maar Trump is ongelukkig want die Iranese wil dan nou nie kapituleer nie. So, ons is nou deur Januarie, die Iranese daai eerste destabilisering oorleef, hulle is baie goed bewapen weet ons, die Amerikaners het nou die tweede skip gestuur, vliegdekskip gestuur, ek dink die eerste een is die Abraham Lincoln, en toe het hulle nou die nuwe een gestuur, ek dink dit is die Gerald Ford, hulle het hom nou gestuur, daar is nou 2 skepe daar, daar is baie vliegtuie daar, dit lyk iets soortgelyk na die 2002-2003 Irak-oorlog, iets baie soortgelyk as mens kyk na die militêre opbou daar, en inteendeel, die Iranese staan vas. Hulle het nog nie gekapituleer nie, hulle het nog nie kom staan met die hoed in die hand nie, hulle het nog nie op hulle knieë geval vir die Amerikaners en vir die Jode, en gesê, asseblief moet ons nie aanval nie, en dit is nou nogal 'n probleem, want eintlik dink ek die VSA wou hulle op hierdie wyse dwing tot onderhandelinge, waar hulle onder andere dan hulle kernwapens, nie kernwapens, hulle Iran verrykingsproses moet opgee, hulle het nie kernwapens nie. En hulle moet hulle missiele opgee, want die Jode het gesê, hulle moet hulle missiele opgee. Nou ja, luister 'n bietjie wat sê ou Steve Witkoff. The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. Ek weet nou nie vir wie bluf die sot nie, maar dis nou ongelukkig nou nie vir my nie. Die VSA is in 'n hoek. Trump het homself in 'n hoek vasgeverf met hierdie verskriklike dik-pelle verhouding wat hy het met Netanyahu. Kyk, die Jode het hom geborg met honderde miljoene rande in sy verkiesingsveldtog, sodat hy wat? Sodat hy sal help om die Jode se oorloë te veg in die Midde-Ooste. En hierdie laaste groot oorlog is onder andere teen Iran, en die volgende op die kaarte is teen Turkye. Ek het al daaroor gepraat, want dit word baie duidelik voorspel. Onder andere praat Siener 'n bietjie daarvan, en daar's baie ander profete wat ook daarvan praat. Maar, die Trump dans na die pype van Netanyahu, en die vraag is, watter houvas het die Jode op Trump, behalwe nou bietjie finansiëel, die honderde miljoene wat hulle aan hom gespandeer het, watter ander houvas het hier Netanyahu en die Joodse regering en die Joodse lobby op Trump? Want as jy kyk wie wil die oorlog hê, dan is dit nie Trump nie. Dit is die Jode. En kyk 'n bietjie hier, want hier is die bewys. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 decades. Ladies and gentlemen, time is running out. Bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a day. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They have the wherewithal,
the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. Nou ja, die Joodse staat, die Zionist state, Britannië en die VSA gaan uitvind, alhoewel het lyk vir my die Britannië is baie skrikkerig om hierby betrokke te raak, want hulle het gesê, die VSA kan nie hulle basisse gebruik om vanaf op te styg om lugaanvalle byvoorbeeld uit te voer nie. Maar die VSA gaan uitvind met hierdie Iran-oorlog en later natuurlik Britannië ook, dat die Iran is nie Libanon nie. Iran is nie vrouens en kinders en babas en ou mense in Gaza nie. Iran is 'n perd van 'n ander kleur. So, die Joodse staat het hierdie hele plan van 'n Greater Israel plan, wat hulle die area wil vergroot. So hulle moet die groot lande wat sterk is soos Turkye, Iran, Irak, selfs Libië, wat die sterk manne was in die Midde-Ooste, hulle moes daardie ouens uithaal en hulle het dit met groot sukses gedoen met die hulp van die VSA. En so natuurlik miljoene vlugtelinge gekweek wat hulle in die westerse lande ingestoot het. Nou, so die Jode, een van hulle laaste groot probleme is Iran en dan Turkye. As hulle daardie lande opgebreek het in kleiner staatjies of puppet governments daar in plek gesit het, wel, dan is die Jode die baas in die Midde-Ooste, die grondgebied is hulle sin groot dele van die grondgebied, en die bronne is hulle sin, en hulle kan effektiewelik maar die ekonomiese hub word, maar hulle kan ook die superpower word in die wêreld, want dit is eintlik hulle plan. Interessant, ek het nou die dag gelees dat in terme van wapenproduksie is hulle 7de in die lys in die wêreld. So die Jode het hierdie groot plan, Iran moet dan nou opgebreek word in kleiner lande, hy moet ingesluk word deur kolonialiste, soos die VSA, Britannië en Europa, dan moet 'n puppet government in plek kom, maar die Iranese sit met Rusland en China agter hulle. En die Russe en die Chinese het groot hoeveelhede wapens en toerusting en allerhande goed ingevlieg. En Iran het gewaarsku, hierdie keer gaan hulle nie terugsit en wag dat Trump hulle bom nie, dat daar nou, want daar was die vorige keer 'n ooreenkoms. Ons bom julle en dan is alles oor, jy weet? Nou ja, hulle gaan nie dit toelaat nie. Hulle het ook dit gesê. So, hulle het gesê, hierdie keer as daar 'n aanval kom, sal hulle sorg dat die hele area, dit sal 'n regional war wees. Hulle het kaarttekens geïdentifiseer in Saudi-Arabië, dat tussen die Moabite, en jy kan maar seker wees, daar's genoeg teikens tussen in die Joodse staat wat geïdentifiseer is, en hulle gaan groot verwoesting aanrig. So hierdie oorlog wat nou kom, en hy kom so seker soos wat die son opgekom het vanoggend, want ek het dit laas jaar, het ek het baie duidelik gesien, dit kom, dit moet kom, want is deel van die voorspellinge vir die eindtyd, want ons moet hierdie opkoms sien van die Gog en die Magog nasies, saam met Rusland, China, Iran en selfs Turkye, sal ons nou sien, om die Joodse staat te verwoes, want ons is op pad na die 10 nasies wat op 'n ou einde sal opstaan en die Joodse staat verwoes, omrede die Joodse staat aanhou met hierdie oorloë. En ons sal op 'n stadium sien dat hulle begin om kernbomme af te stuur. Hulle het nou nogal daarmee gedreig met die vorige Iran-oorlog, dat hulle Iran sal bom met 'n kernbom. Dis nou nogal in die nuus gewees. So, hierdie oorlog teen Iran het verrykende gevolge. Dit gaan ekonomieë laat ineenstort. Dit gaan groot probleme vir Suid-Afrika veroorsaak. Die rand gaan val, die dollar gaan val. Ons gaan groot drama sien. En dit is alles op pad na 'n derde wêreldoorlog. So hierdie hele jaar gaan ons baie drama sien in die Midde-Ooste, en die VSA gaan sleg seer kry hierso. So daar gaan groot skade wees, nou heel moontlik aan weerskante. Maar die Jode is bereid om die VSA op te offer vir hierdie Greater Israel plan. En dit is die groot probleem. Die Amerikaanse regering tree nie op in belang van die VSA se burgers nie. Hy tree in belang op van die Jode en die Joodse staat en hulle burgers. En is nie eintlik in hulle belang om 'n Greater Israel te hê nie, maar
Netanyahu en sy regering wil graag dit aan die wêreld voorhou, dat hulle mag die Greater Israel plan hê, en dit is tot voordeel, nou vir almal en nog wat 'n absolute leuen is. Maar dit is die plan op die tafel.